Ons kan nou reën in die westelike dele van die land verwag terwyl die FSA se toestande gunstig lyk vir aanplantings wat binnekort sal moet begin. Welkom by die week se AMT weervooruitskatting, moontlik gemaak deur Condi Crane Trading. Hierdie week gaan kyk Johan bietjie na die Amerikaanse aanplantingstoestande wat natuurlike impak op ons plaaslike mielie en sojapryse ook kan meebring. Hy gaan kyk ook hoe die ENSO toestande ontwikkel, as ook reën vir die westelike en wintervalgebiede wat moontlik is. Als in die week se episode, so moet dit nie misloop nie. Ja, goeiedag. Ons het hierdie afgelope tyd gesien dat die westelike dele van die land, maar veral ook Namibië, baie swaar reën of goeie reën gekry het, steeds baie kol. Kyk ons na die volgende 2 weke, dan sien ons dat hierdie tendens gaan voortduur en dat veral Namibië, maar ook die westelike dele van die land en terloops die grootste deel van die land kan reën kry, maar die swaarste reën meer oor die westelike dele. Vir die volgende week, so dis hier tot 26 Maart. Die week daarna, dan lyk dit, skuif dit so bietjie meer ooste kant toe en kan die, kom ons sê, die oostelike dele van die Noord-Kaap, Oos-Kaap en alles verder ooswaarts nog 'n klompie reën kry. Om dit 'n bietjie op te breek, sien ons dat daar rondom 19 Maart is daar vog wat oor Namibië afkom, oor die westelike dele van die Noord-Kaap en tot by die winterreënvalgebied se westelike gedeeltes. Dit begin deurskuif hier rondom 20 Maart, wanneer dit begin opklaar hier oor die westelike dele. Rondom 21 Maart kan ons sien dat daar nog vir die binneland van die Noord-Kaap, maar veral die Oos-Kaap en dan Noordwes en gedeeltes van die Noord-Kaap, die oostelike dele van die Noord-Kaap, soos ons gesê het, nog redelike klompie reën kan kry. Rondom 24 Maart, baie minder reën oor die westelike dele, maar ons sien dat die sentrale tot suidelike binneland, wat die Oos-Kaap, Vrystaat, Noord-Kaap insluit, nogal redelike klompie reën kan kry. Hier rondom 28 Maart, sien ons dat dit meer gekonsentreerd gaan wees oor die oostelike dele van die land. So hier is 'n redelike klompie reën op pad, ook vir die winterreënvalgebied. En tans met die druiwe en die vrugte wat in die oesproses is, kan dit nogal redelik probleme skep. So dis van donderdag 20 Maart tot omtrent hier by Saterdag 21-22 Maart. Wat die La Nina betref, het heelwat verswak, so dit is in 'n neutrale fase, en as ons net na hierdie 4 panele kyk in die bokant, is die periode rondom 18 Januarie, en dis 'n diepte deursnit, omtrent op die ewenaar, tussen Suid-Amerika en Australië, so aan die linkerkant waar die bruin gedeeltes is die naaste aan Australië en aan die regterkant is dit die naaste aan Suid-Amerika. En dan kan ons die blou gedeelte sien wat al hoe kleiner geword het. Die boonsteen is 18 Januarie, dan 2 Februarie, 17 Februarie en 4 Maart. Kan ons duidelik sien dat daar 'n verandering of 'n groot verandering reeds besig is om plaas te vind en plaasgevind het. Wat verwag ons in terme van die volgende tyd met El Niño, La Nina, die sogenaamde ENSO verskynsel? Dan kan ons sien van links af aan die onderkant MAM is Maart, April, Mei, dit was verlede jaar. En die vaste lyn is dit wat gebeur het. En dan rondom Maart, hier net links van die woord La Nina, kan ons sien waar ons tans is. Baie naby aan neutraal, so bietjie warmer is nie as normaal of neutraal, maar die voorspellings wys dat omtrent tot die einde van die jaar, dat ons weer in 'n neutrale fase gaan ingaan, soos wat ons die afgelope seisoen was, so ons sal maar moet sien of daar dan 'n La Nina verder gaan ontwikkel. Dit lyk ten minste nie of daar El Niño is nie, maar neutrale toestande. Dit is nou tyd om te kyk ook wat in die VSA aangaan. Mielieplanttyd
is hier April, Mei maand se kant. En hierdie is die reënvalvoorspelling vir Maart, April, Mei en die sogenaamde mieliegordel, die Corn Belt, kan ons sien daar uitgemerk. En gemiddelde tot bo-gemiddelde reënval. Die groen gedeeltes is bo-gemiddelde reënval, die wit gedeeltes is omtrent 'n 50-50 kans en dan kan ons sien net die linkerkantste onderste hoekie waar die ondergemiddelde reënval kan voorkom. So dit lyk nie asof die Corn Belt, die mieliegordel regtig waar probleme behoort te ervaar om te plant te kry vanjaar nie. So opsommend, daar is redelik reën nog op pad vir die volgende tyd, veral oor die westelike dele en ook die winterreënvalgebied en so neutrale toestande vir die volgende maande en soos ons gewys het, FSA somerreënval toestande lyk gunstig vir aanplantings. So ja, goed gaan en lekker boer. Baie dankie Johan, altyd interessant. Los asseblief vir ons kommentaar oor wat julle graag sal wil hoor in die volgende video's of kontak my direk, ons wil graag van julle hoor. Hierdie video's word moontlik gemaak deur Comdi Grain Trading. Besoek ook gerus AMT se webtuiste by aimtrends.co.za vir ons nuutste pryse, video's en meer gedetailleerde verslae. Julle is natuurlik ook welkom om by ons WhatsApp gemeenskapsgroepe aan te sluit. Stuur net vir my boodskap na 0731402698 en ek sal vir jou al die skakels ook aanstuur. Ek is Dr. Johnny van der Merwe en dankie dat jy ingeskakel het.